Hallo, hallo. As sy kom ek kyk. Reske morgen al started to record. So julle, ons gaan dus alles record want hulle sê goeters. Nee, graf sommer. Welkom hierso by ons eerste Zoom vir die jaar. Ek gebiekie is hierso hulle Nina, Tana, so dit is alleen te Shane, moenie huil. Lekker Maurits, lekker Abigail, welkom daar in Mosselbaai. Ek wil vir sê Abby, ons het vir 'n maand lank reën gehad in Gauteng. So ons het julle siekte gekry. Ek is wel baie bly ons het daai siekte gekry. Ek's baie bly daaroor. Ek hoor dit glad nie gereën daarso by die regter smitte nie. So geluk vir julle. Ek sien wel net die een is ligter as die ander een. Wat wys jy vir ons Smitty? Dit reën. Dit reën. Ja. Sy lekker vogel. Lekker. Okay, Chanel en Isak, lekker. Hallo Reneshke, Marlies, Johan, Admin, Zoom user, Bianca, Lies, Nathan, Caitlin, Ethan, lekker. Nathan, wys ons bietjie daarso, daar by jou, wat gaan daar by jou aan? Waar is jy? Nou is jy weg. Daai is Zoom nog. Nathan is weg. Waar is jy? Dit is hoe die setup gaan lyk vir die One North Boksburg. Okay. Cool, so Nathan het vir ons, hy gaan ons eerste hub word. So wat 'n hub is daar gaan is soos 'n selgroep. So wat ons gaan doen is julle gaan bietjie vroeër bymekaar uitkom, bietjie fellowship en fun and games doen of icebreakers. En dan gaan ons die Zoom kyk saam en dan of ons of julle wie ook al dit is en dan gaan julle bietjie chat oor die Zoom en bietjie fellowship en dan gaan almal huis toe 'n sekere tyd. Nie spur toe nie, huis toe. Lekker. So Nathan gaan ons guinea pig wees. Dan is daar 'n paar van julle wat ons ook betrokke gaan wees in dit. As jy 'n hub wil begin by jou. So wat 'n hub is letterlik jy nooi net 'n paar chomme elke Dinsdag na jou huis toe. Jy gee vir hulle koffie, koeldrank en dan kyk ons die Zoom saam en dan vat ons dit van daar af en dan kan jy is eintlik maar net om meer mense betrokke te kry in dit wat ons doen. Cool. Ons diensjaar begin amper. Ons is super opgewonde vir hulle. Ek weet nie hoe opgewonde hulle is nie, maar good luck vir die eerste rukkie. Julle gaan may the odds be ever in your favor. So Tanya, welkom. Ek sien ten minste Tanya geskryf het neer. Tanya en Ethan is op. So dat ons net daai kan neerskryf. Ons judge glad nie, ons hou net rekord van alles. Ons is maar net ammunisie. Cool. Lekker. So ek weet nie wat 'n goeie of 'n slegte ding is dat julle op is nie, maar die feit dat julle nie julle ander mense gesê het om saam met julle op te werk, ek weet nie waar is die unity nie. So ons 'n bietjie werk aan dit. Maar cool, voor ons begin, kom ons bid gou en ons vra vir die Here om vanaand oor te neem. Here, dankie dat dankie Vader vir 'n nuwe jaar, dankie Vader vir 'n nuwe begin. Here, dankie dat verlede jaar goed was Vader en ons dit kan afsluit Here en dankie Here dat dit wat nog moet sal gebeur Vader en Here, dankie dat die Gees al reeds vir ons geprepare het vir die jaar wat kom. Here, ek bid vir elke liewe kind wat op die Zoom is Vader, bless hulle Here. Dankie Vader dat hulle sal sterk maak daar waar hulle is en vir hulle krag sal gee vir die jaar. In naam van Jesus. Amen. Cool. Net gou 'n paar afkondigingkies. So, ek het soos hierdie is nie my hierdie is Reneshke. Kyk hoe cool is sy skryf vir my neer wat ek moet sê. Anders vergeet ek. Dan moet ek kan skryf X3 is die eerste naam, X3. Hier geen kinderkampe, die kalender word vanaand ons sal vanaand die kalender op socials gooi. So dat julle so lank kan regmaak vir die jaar. Ons gaan weer 6 kampe bo in Pretoria en 6 kampe in Pretoria. Nee, Pretoria mos op baie 6, meaning 3 kids, 3 jeug onder en 3 kids, 3 jeug bo. Dan gaan ons 'n klomp leierskampe ook hou. Daai datums gaan ook uit, so kruislank, sit dit so lank in jou dagboek. So ons sit dit vroeg in die jaar en so dat jy vir jou dagboek kan insit.
Ja, ek kom nou agter later in my lewe hoe belangrik daai commitment was. Verstaan, as jy vroeg in die jaar, as jy kan commit op dit, dan gaan dit 'n klomp goedjies vir jou help. Alright. Legacy, as jy graag so 'n legacy, ek wil wel nie. Ek is amper op 'n plek waar ons al die name vir goeders gaan cancel. Ons gaan net sê leiers vir jou fasiliteerders. Maar wat legacy is eintlik net iemand wat sê ek is bereid om bietjie meer te doen. Ek kan help reël, ek kan help voor die kamp, na die kamp, in die kamp, bietjie meer help met games. So die core span, die legacy span en al daai spanne, dis niemand wat cool is nie, dis net mense wat meer wil werk. So as jy meer wil gee, chat bietjie met Reneshka, dan gaan ons julle op die legacy groepie sit. Ek verstaan baie van julle is nog op skool. So dit is baie keer bietjie moeilik, maar jy weet wat jou kapasiteit is. So ons gaan ook deur die jaar, gaan ons elke nou en dan, soos wat ons met die bankbeds en daai tipe goedjies, gaan ons op post en sê, ons kort hierdie. Baie keer ken julle dalk net iemand wat uit die huis uit geskop is en hulle het die beddens net daar, so dan kan jy daai beddens vat. Alright. En Maurits, jy kort nie altyd 'n bed nie, so jy kan net op die vloer slaap. Goed. Dan ons gaan nou ons het seker rubber bandjies, dit blyk glad nie soos hierdie nie, dis oorlosie. Maar seker rubber bandjies wat jy op jou arm sit, bandjies. Ons print 'n klomp van hulle. So dit is deel van ons fundraising vir die jaar. Ons kort 6 miljoen rand vir hierdie jaar. So ons het vir hierdie jaar so bietjie minder as dit spandeer. So ons kort 6 miljoen rand vir hierdie jaar. Ons wil hê julle moet ons help om dit bymekaar te kry. So nie jou eie geld nie, maar ons gaan van daai bandjies verkoop en dan as julle sê ek gaan probeer die goed van my by my verkoop, dit gaan cheap wees, dit gaan nie duur wees nie. Dan gaan ons probeer om elke liewe persoon so te kan sponsor. Okay, so ons sponsor meaning die winste wat ons gaan maak van dit gaan letterlik net terug op daai. Ons beplan om hierdie jaar 100,000 kinders te bereik. Alright, so ons is klaar geboek vir 100,000 jeug wat ons gaan bereik, so 'n diensjaarspan. Julle gaan 'n lekker tyd hê. Julle gaan glad nie slaap nie, maar julle gaan ten minste wakker wees. Ja, prys die Here. Okay, so 100,000 kinders, so wat het op uitwerk, 6 miljoen 100,000 kinders, het werk uit op R60 'n kind. Alright, so vir R60 kan ons een kind by die Here kry. Hoe klink dit? Klink dit so 'n awesome plan. Ja, ek dink is 'n goeie som. Ons het 3 jaar terug het ons gewerk op R550 per persoon. Nou is dit die somme bietjie afgevat om bietjie meer te kan bereik met dieselfde geld. Nice. Kringleiers hubs. So as jy ook 'n kringleier wil graag wees in jou area, chat ook met Reneshka asseblief. So wat 'n kringleier is letterlik jy vat net 'n beheer, so ek gaan 'n paar van my chommies nou na my huis toe elke Dinsdag aand en ons gaan 'n selgroep hou. Aanvanklik gaan ons gaan dit 10 teen die meeste net so op die Zooms hardloop, so dan gaan ons almal die Zoom saam kyk, ons gaan dieselfde woord kry, ons gaan almal praat oor dieselfde woord en net 'n bietjie in unity te hardloop. En laat julle nie ook iets voor te berei nie. Alright, ek weet dit is baie keer bietjie daunting. Nou moet ek 'n selleier wees en nou moet ek die Here se stem hoor en nou moet ek in tale praat en handstands doen. Moenie worry oor dit nie. Jy moet net dit fasiliteer. Dis al wat jy moet doen. Ek sien enigste wat ek aan handstands doen. Ek het baie geval wel, soos julle kan sien. Dis hoekom my hare af is. Cool. Ons gaan 'n paar youth nights hou. 10 teen 1-4 in Mosselbaai, 4 in Harties. So elke kwartaal gaan ons 'n youth night hou, waar ons dan either die maand gaan afskop of die maand gaan eindig met 'n youth night. So dit wat ons later doen in Mosselbaai, ons gaan dalk weer daar by Dias of dan hy Farmwater ou swembad of wherever gaan ons 'n massive youth night hou. Ons kyk hoe kan ons 'n foam party hou daaronder in Mosselbaai. Pretoria het 'n foam masjien, so ons het in Mosselbaai 'n foam masjien hou. Dan kan ons lekker partytjies hou daarso vir die Here. Ons gaan 21 dorpe wees hierdie jaar. So weer eens jeugspan. Julle gaan lekker ry. Die busie is vandag in. Ons het hom vandag gestuur vir 'n diens. Sodat julle nie 'n verskoning het om nie te kan ry nie. Alright, so sterkte vir iemand van bestuur. Dit gaan nie Tanya wees nie. Lekker. Tanya, as jy deur, jy moenie ook volgende jaar weer terug gaan skool toe nie.
Nee, okay, goed. Net seker maak, ek het gestres. Dit was die ergste tyd in my lewe, matriek. Anyway. Goed, en ons gaan 100 skole en 100 kids, nee? 100 skole, is dit 100 skole, Renske? Hier is hom. 100 skole wat ons gaan sien, en omtrent dieselfde hoeveelheid kerke van wie ons gaan werk. So, dit is super awesome hoe die Here hierdie die ministry wat ons wat ons hardloop groei. So ek super excited oor dit wat gaan gebeur hierdie jaar. En met dit wil ek afskop vir waar ons nou is. So in Gauteng, vir julle wat nie weet en TV het nie, dit reën al van die 9de Desember af. Reën dit non-stop hier by ons huis, okay? Dit is moeilik, ons sny gras en soos ons die gras sny, dan word dit weer lank agter. So ek kort soos 2 trekkers om agter mekaar te ry net om die gras kort te sny. So ons operate hierdie op die oomblik. En dit is nie toevallig dat daar tans so baie reën is in ons land nie. Dit is glad nie toevallig nie. Ek praat met die Here oor dit en hy sê vir my daar's saad in die grond en ons het getoil verlede jaar. Elke liewe ou met wie ek praat oor verlede jaar het gesê, hoorie Jesus, dit was 'n freaking tawwe jaar. Ek kon by niks uitkom nie, ek kon by niemand uitkom nie, kon niks doen nie, dit was net heeltyd busy. So ons het hard gewerk en ons het nog steeds uitgegee, nog steeds gedoen. Julle was nog steeds by die kampe gewees, julle was nog steeds op die Zooms gewees. Julle het nog steeds gedoen wat julle kan van julle kant af en julle het baie saad in die grond gesit. En die feit dat dit so hard so lekker gereën het. En dit het nie hard gereën soos vloede nie. Dit het lekker sag gereën by ons. Ons het soos 'n lekker reën gehad. Is 'n teken dat daai grond genurture is en is sag, is sappig en is al daai saad gaan begin ontkiem. En ek gaan vanaand weer praat oor boerdery. Lekker. Aangesien julle almal wil groen gras hê eendag. Ek kan glad nie sê die gras is groener aan die ander kant nie. Die mense sê dit van my. So my gras is groener as my bure se gras. Okay? So maak seker jou gras is groener as jou bure se gras, soos ek het letterlik Abigail wat boer met gras. So dis hoekom my gras groener is. As dit nie groener is nie, dan misluk ek in dit wat ek doen. Alright. So ek gaan julle vanaand leer hoe om groen gras te hê. Maar weer eens, onthou, wanneer ek praat oor iets, dis parables, ek praat eintlik oor die gees. Ek praat eintlik oor jou as mens. So ek wil julle moet dieper kyk as wat ek praat. Alright. Good. So, net voor dit gereën het, dit was ontsettend droog by ons, ontsettend droog. En ek het verlede jaar het nogals 'n groot finansiële tol op my en my familie gevat, as gevolg van dit wat ons aangepak het verlede jaar. As julle gedink het, ons het 'n groot sponsor van Amerika af, en oom Dossie Stein van Dias betaal vir alles, nee, ons het nie 'n groot sponsor van iewers af nie. Wat ons het geloof. Alright, we don't, ons gebruik nie geld, ons sit nie ons geloof in geld nie, maar ons gebruik ons geld in geloof. Mooi. Dan sê as jy eers nie kan jy kan neerskryf. Ja, so. Ons het nog 'n stewige jaar gehad vir die jaar. Ons het ontsettend baie betaal goedjies wat ons so my cashflow was. Ek dink November en maand voor het ek 2 maande gehad met my debietorders gehop het. So erg het gegaan. En die Here sê vir my, en ek begin bietjie gras verkoop, en die laaste bietjie gras en ek begin toe verkoop, en ek het daai geld oor. En ek moet either debietorders betaal, of ek moet kos koop, of ek moet ietsie doen. En die Here sê my koop hoendermis, en ek sê yes Here, en so hoendermis is my goed, ek moet hoendermis koop, ons eet nie hoendermis nie, Nina, ek gee dit my gras, okay? So ek net met julle seker maak, dat almal mooi verstaan. So ons vat toe ek koop die hoendermis, en ek koop toe ontsettend baie, en die Here sê, en gewoonlik as ek hoendermis koop, ek koop dit sommer van die trok af, gooi ek dit met my misstrooier op die lande, en die Here sê toe vir my, nee, los dit vir 2 weke. En ek koop die mis en ek maak toe groot hoope daarso, en ek begin dit nat maak, die hoendermis, en ons begin dit die eerste week, na 'n week toe dra ons dit om met die TLB, en die tweede week, dit was 'n Dinsdag aand. Nou my vrou was nog kwaad vir my, want ons het die Woensdag aand ontsettend baie gaste gehad. En ek gooi toe Dinsdag die hele plot vol poef. Okay, vol hoendermis. So die gastehuis is vol geboek. Die bure se gastehuis is vol geboek. Die buurvrou bel my
Nie om my te chaaf nie, maar om vir my te sê, hoorie, wat 'n poef gaan daar aan? Hoekom is daar so baie? Wat ryk so? En ek sê, hoorie, ek gooi poef op my gras. Okay, dis wat ons doen. Ons gooi hoendermis. Dis wat ons doen. En sy sê, hoorie, kan jy nie wag nie? Ek sê, ek kan nie wag nie want ek weet die reën is op pad. So dit was voorspel dat daar van daar af 'n week of 2 se goeie reën gaan wees. En ek gooi toe hoendermis en die geheim hoekom jy hoendermis saam met water werk is as ek hoendermis gooi of enige meestal so selfs kunsmis as ek dit op my gras gooi en daar's nie water nie, dan brand dit die gras. Dan kan dit die gras doodmaak. So mens moet dit so saam laat werk en ek kan dit nie ek kan nie die hele land al die lande besproei nie want dit gaan te lank vat. En ek gooi toe die hoendermis en dit is freaking sterk. Dit mok tot môre toe. Ingrid wou my nie 'n drukkie gee nie, my kinders is soos hoor die pappa stink. Want ek het self op 'n tyd Nico was saam met my op die trekker. Hy was so 2 ure saam met my op die trekker toe sê nee, hy moet nou iets gaan doen. Hy gaan nou gaan hy sal liewer gaan draf. Hy wil nie saam met my tussen die poel wees nie. In elk geval. Ons gooi toe die mis en daai aand toe stres ek nou soos hoorie so Jesus, ek hoop dit reën gou. En daai aand kom maar soos 10 mil reën. Ek soos Jesus, dankie Here. So daai mis, ek het 10 mil is soos goed, is wat julle weet die 10 mil is nie baie nie, maar is genoeg. En dit reën toe en die mis trek toe in en ek is bly die gras gaan nie brand nie. Ek sien hierdie daar 'n bietjie gebrand, maar nie so erg gebrand nie. En dit is net voor die jeugkamp dink ek en ons gaan toe vir daai kant van die dorp en dit is soos 380 grade Celsius. En ek sê toe nee, Jesus, dit gaan nie werk nie. Ek het 'n swanger vrou. Eintlik was ek net nie lus om daai kamer so warm nie, maar ek sê toe oom, Ingrid is hoogswanger. Ek kan nou nie in daai kamer slaap nie. Kan ek in oom se huis slaap? En hy sê toe dis 'n miracle op sy eie. Hy sê toe nee, is reg. So prys die Here, daar gebeur nog miracles. Ek dink dis die grootste miracle in my lewe. Soos wat jy sal weet. En ons slaap toe in sy huis die eerste aand en die tweede aand en dis die aand van die 8ste. Die eintlik daai dag vir die 8ste toe sê Ingrid, hoor hierso, ek dink sy dink sy moet dokter toe gaan of hospitaal toe gaan. Sy moet gou gaan vir 'n check. En nou stres en ons gaan toe die dokter hospitaal sê nee, is fine. Die baba kom nog nie, maar hulle moet daar nou hou vir die aand. En ek gaan toe terug huis toe, die kampterrein toe, so van Waterkloof kamp toe. So vir die Mosselbaai mense, dit is amper soos van Oudtshoorn af George toe. Wat mense ry. Nee, ek kan nie so ver nie. Dus hoe lank se reis dit op 'n Oudtshoorn, Smitty? Is 'n uur. Hang af. Ja, hang af van wat jy ry. Ja. En of wat trok vir die normale ouens is dit 'n uur, so dit is omtrent hoe ver die kamptrein as van die hospitaal af is. Ek gaan sit die kinders toe in die bed. 10:00 bel Ingrid my sê, hoor hierso, my water het gebreek. Jy moet kom. Ek sê, hoor, ek het uitgestort. Kan jy nie die alleen doen nie? Jy kan mos dit steeds maar soms fyn wees sonder my. En sy sê soos nee, kom. En ek soos 'n goeie gehoorsame man gaan toe saam. Gaan toe soen toe moet ek eers huis toe ry en om 'n sakkie te kry waar die kind se klere is en sulke goed en dan gaan ek hospitaal toe. Ek kom daar aan soos 10:12 toe is die baba daar. Tata, Eduard is gebore. In elk geval. Terug by my storie, van daar af reën dit die hele tyd. Okay, van daai aand af die 8ste, amper dis letterlik die aand van die 8ste het ek in reën so toe gery. Dit reën nog die hele tyd in Pretoria. So, ek gaan vanaand vir julle leer en op die harde pad of die grond met die onkruid en die skrif waar die en dan het hy later in die goeie grond geland. So jy wil goeie grond wees. Enige persoon wil goeie grond wees. As jy nie wil wees nie,
dan moet jy kom, dan sal ek jou piets op jou hand, okay? Ek doen dit gewoonlik met die kinders wat nie wil luister nie. Vat so sy hand en dan piets jy hom so. Dit werk gewoonlik. Ek gee my kinders pak slaap, my plot nie, ek gee hulle by die buurman pak slaap en dis wat die wet sê. Tja, so. Goeie grond. Jy het 'n paar fasette nodig, okay? Nommer 1. Jy het grond nodig. Alright? Mooi, hier is Maurits, as die slim een. Nommer 2, jy het bemesting nodig. Alright? Nommer 3, het jy wat nodig? Water. Alright? Dit is om die grond om vrugbaar te maak. Dan die 4de een, dit het nou vir 'n maand lank nie vandag het die son geskyn, so almal het foto's geneem van die son, ons het so selfies geneem. Look the sun, al my werkers neem selfies van die son. Hulle was wel in die skare wees, ek kon niks sien nie, so dis letterlik, jy sien net so, son, lekker. So, dis tans, my gras wil nie groei nie, as gevolg van die son, daar is die son nie, alright, so dit groei, maar dit groei net soos op boontoe, maar dit is baie uil. So die son begin nou skyn, as ek nou op die gras loop, dan moet ek vinnig trap, anders groei die gras my toe. Tja, kom ons praat gou. Ons praat van grond. So, ons almal is grond, jy slaag grond, Smitty, jy is grond, Tanya, jy is grond, Nathan, jy is grond, almal is grond, alright? Angie, jy is ook grond. Tja, hoe maak jy jouself vrugbaar? Maar wat moet inkom? So geloof kom deur die gehoor, wat moet ons glo? Alright, ons het goeie goed glo, so ons moet woord kry. So dit is belangrik vir ons om skriftelik input te kry. Mense ook, mense kan vir jou antwoord, jy kan die Zooms bywoon, jy kan kerk bywoon, jy kan 30 YouTube video's kyk oor alles wat jy wil weet, maar as jy nie self delf in die woord nie, dan gaan jy nie die nutriënte kry wat jy nodig het nie. Die ou wat praat, het sekere nutriënte ontvang van die woord af en hy deel daai met jou. Maar jou grondse balans en my grondse balans is dieselfde nie. So dit is baie belangrik vir jou om tyd te spandeer in die woord. Ek weet hierdie mag dalk baie klink dieselfde wat ek oor en oor sê, maar as mens iets oor en oor sê, is baie belangrik. Ek het al vir Eckhart ook vertel. Eckhart, ek gaan nie vir jou 2 of 3 keer sê voor ek vir jou piets, alright? So ek gaan julle nie piets nie. Hierdie is die 3de keer wat ek julle sê, maar die 4de keer dan piets ek julle almal. Hoor julle? Okay, chop. So jy het woord nodig. Maar as jy die hele tyd woord nodig, as ek die hele tyd mis gaan gooi op my gras, gaan dit wat doen? Dit gaan my gras brand. Alright? Dit gaan, as ek te veel input kry, bear with me, okay? Bear with me. Almal is soos, jy praat van die duiwel. Okay, so, as jy die hele tyd net input kry van mense, van YouTube video's, van TikToks, van TED Talks, van die skrif, gaan al daai inligting jou brand. Dit is hoekom jy Christene kry wat uitgebrand is. Kry, want hulle het so baie input, so baie ontvang, kos ontvang. Maar hulle het die belangrikheid van die volgende ding gemis. Nou, ek het julle gesê, ek het misgegooi net voor die reën. Hoekom? Sodat die kos wat ek op die gras gooi, nie die gras gaan brand nie. Net so belangrik, inteendeel meer belangrik as skrif, is Heilige Gees, water. Jesus is the living water. Holy Spirit is water. As ek die hele tyd woord kry, die hele tyd skrif kry, sonder die kombinasie van water, dan gaan daai woord my uitbrand. Maar as ek dit saam met water vat, gaan daai water, daai nutriënte, deel maak van my. En dit is hoekom ons nie meer begin sondig nie. As ek werklik repent, wil ek nie meer iets doen nie. So, repentance is nie van, ek is jammer nie. Repentance is van, ek kom tot die besefing, dat dit wat ek doen, nie deel is van my identiteit nie, en ek wil dit nie meer doen nie. Dit is repentance. Wanneer ek
skrif kry, saam met water, en ek word deel van my, dan van self af, kom daar 'n goeie oes. Ons kan nie fokus op goeie oes, as ons nie goeie grond het nie. Daar gaan 'n saadjie opkom, plaatjie gaan, en tot hy begin medium size word, dan gaan hy begin uitdroog en hy gaan nie opruit nie, want daar's nie genoeg nutriënte vir hom nie. Nou is daar 'n ander flip side van die coin, is die volgende. As ek die heeltyd Heilige Gees ontvang, dan kan ek nat wees en sappig wees en dan kan saad inkom. Maar daar gaan niks wees waar daai saad mee kan attach nie. Daar gaan nie kos wees in die grond nie. OK? Maak dit sin. As iemand vir my iets sê wat biblical is, al manier hoe ek gaan weet is biblical is omdat ek die Bybel verstaan en ken. Alright, maak dit sin? So dit is net so belangrik as om nie net die hele tyd Holy Spirit, Heilige Gees nie. Die balans tussen Heilige Gees en skrif is van kardinale belang. Ons moet tyd met die Here spandeer, nommer 1. As ook tyd in die woord. Dat ons nie tyd in die woord gaan spandeer, gaan ons nie weet waar is ons kos nie, wat is recognize, wat is eien op ons nie. Cool. Welkom Arno, Konradi boerdery, hulle verkoop baie goeie mis as jy gewonder het. Ja, top ouens. The good stuff. Alright, sjou. Lekker. Het ek julle? Julle verstaan wat julle verstaan ek praat nie van hoendermis nie en gras nie. Ek praat van jou. Is baie belangrik van jou om 'n balans te hê tussen Heilige Gees en biblical. Alright, tyd met die Here en Bybel. Hulle gaan saam. As jy net kos kry, kan dit jou uitbrand. As jy net Heilige Gees kry, kan dit jou so wat nou gebeur, party plek op my plot, nee, is so nat. Ek ry nou met die golfkar met my laities en ek sê vir hulle, hoor, kom ons ry hierso. Ag, Jesus, daar sit ek amper vas. Want dit is so nat. Niemand kan traction kry op daai grond nie. As jy so Holy Spirit word, gaan niemand kan traction kry om jou nie. Hulle gaan so bang wees om jy te trap, is jy real, is jy hier, is jy daar? Dit is so belangrik vir jou om nog steeds 'n solid fondasie te wees vir mense om te kan oes by jou. Want jou vrug is nie daarso. Wat vir jou toekom, nie alles is joune nie. Tja. Laaste nugget vir die dag en dan gaan ons 'n bietjie chat oor wat ons nou vanaand gepraat het. Ek is in besigheid ook. So hier is daar's 'n paar counters. Daar's 3 sulke counters en daai 3 counters is so R700,000 se voorraad. Net 3 counters, R700,000 wat net daar staan en vir my kyk en dan kom vat die mense dit. Kom ek sê ek verkoop R5,000 se stok. Gaan ek daai R5,000 vat en sê, hey, ek gaan nou Mossel Bay toe, lekker, ek gaan afvlieg soontoe, ek en my vrou en een van ons kinders die ander toe, en dis my bolos, want die vliegtuigkaartjies is te duur. Ons gaan afvlieg Mossel Bay toe, en dan gaan ons daar aankom, en moet ons terugvlieg, want ons geld is klaar. Of gaan ek daai geld vat, uitfigure op wat se wins en verlies ek gemaak het, en nuwe stok koop, sodat daar weer availability is vir my om produkte verkoop. Okay? Nommer 2, obvious. Nee, yes, obvious, alright? So, dit is baie belangrik vir jou om agter te kom. Dit wat inkom na jou toe, as jy dit gaan spend en spandeer, gaan daar nie iets wees op die rak, iets wees in die grond weet. So daar gaan niks wees waarmee die Here kan werk nie.
Ek maak altyd seker my infrastruktuur is 3 keer die size as my besighede. Want ek weet wanneer die Here my gaan begin bless, wil ek nie hê daai skrif moet sê die oes is groot maar die arbeiders is min nie. Ek sê liewerste, ek het te veel voorraad, maar as die oes kom dan klap ek vir hom stikkend. Alright? En dis wat nou gebeur. Ons is nou freaking besig. My een drywer is uit Bronkhorstspruit toe, die ander drywer ry op en af met deliveries. My ander ou is besig om 'n vertrek te bou. My ander ouens is besig om grasnyer te fix. So ek het heeltyd klomp goeders aan die gang. Want die Here bless ons baie keer so op dieselfde tyd. Dis asof hy nie hy het net soos groot trokke waarmee hy staf aflewer. Hy is nie soos Santa Claus wat soos stop en goeders in die chimney afvat en dan drink in die melk nie. Die Here is soos, hoorie bra, ek gaan net soos 'n aeroplane stuur en soos jou bless. So maak seker jy is equip om dit te hanteer. En dis waar ons sit hierdie jaar. Ek glo vas hierdie jaar gaan 'n jaar wees van oes. As gevolg van die saad wat in is vir verlede jaar en die lekker reën wat ons ontvang het nou met die laaste rukkie. Ek ry letterlik in die week hier by die huis en dit sous by my en 5 plotte aan reën dit nie. Okay, dis freaking weird. So ja, so weird. So ons kry en Reneske vra my die week, reën dit altyd so baie, maar met so 'n kappietjie, daai weet mos daai windbreaker, maar so kwaai gesig. Ek weet nie of een of ander realize nie van reën. Dis ja hare fris, hare mins. Anyway. Daar is 'n oes op pad. Maak seker jy is reg. Right? Maak seker jy is reg. Good. Lekker julle, kom ons chat 'n bietjie. Hoe gaan dit met julle? Chat bietjie oor wat ons nou oor gepraat het. As julle nie julle hand gaan opsteek nie, ek het nog 'n nota gekry. Sien? Ek moet luister. Vraag, Nina. Hoe kry mens die goeie beans? Nee, balans. Okay, cool. Goeie balans is iets wat mens aan moet werk. Daar gaan altyd jy gaan jouself met reëls maak. Punt. Ek en my vrou moes reëls maak en sê oor die 1 jaar gaan ek saam met my familie Kersfees hou. 1 jaar gaan ons saam met jou familie Kersfees hou. Sodat ons dit kan balanseer. So jy gaan moet 'n dag is 24 ure lank, waarvan julle tieners 10 en 20 ure slaap, so dit 4 ure oor. Alright? So julle moet daai 4 ure opdeel tussen eet en dit wat gebeur na eet, skool en wat ook al. Alright? So jy moet jou tyd opdeel in dit. Nou, die Here het met ons kom kuier in die middag, die woord, Jesus het met ons kom kuier in die middag, die woord het afgekom aarde toe, en hy het net in die middag met ons kom kuier. So dit gaan nie oor om heeldag in tale te bid en dit te doen nie, glad nie. Wel, terwyl jy die dag besig is, kan jy nog steeds bewus wees van God. So, jy moet jouself audit. Ek audit myself elke jaar. Meaning, ek kyk in my besighede, watse tyd sit ek in daai besigheid en watse input, so meaning, watse input kry ek van my output. Alright? So ek kyk, ek spandeer 3 ure aan die besigheid, maar ek gee my 50% van my geld. Daai besigheid spandeer ek 8 ure aan 'n dag, maar ek gee my 10% van my geld. So ek gaan liewer daai ene van my 8 ure stop, want daar's geen opbrengs nie. So sny goeders uit jou lewe uit wat nie opbrengs het nie. Party goeders doen jy want is lekker en is fun en is party, okay? Maar ek het nie geparty nie op skool. As almal geparty het ek besigheid gedoen. Vandag kom vra daar mense vir my, hoor hierso Werner, by laaitjies wat saam met my op skool was, hoor hierso. Die populêre ouetjie op skool, hy's rugby speler. Hy wil nou 'n lening by my aangaan om masjiene by my te koop. Alright? Want ek het nou hulle het nie as gevolg van hulle wat nie hard gewerk het vroeg nie. Short term pleasure, long term pain. Short term pain, long term pleasure. As gevolg van die eerste rukkie wat hulle nie gefokus het nie. Kan die Here daar in een dag daai verander definitief. Maar die geheim is om nou soveel as moontlik te doen sodat jy môre dit nie hoef te doen nie. Johan het een keer 'n ding gesê, as jy nie vandag aan tyd het vir dit nie, gaan jy hoekom dink jy gaan môre tyd hê vir 'n ding?
So jy moet nooit 'n ding afstel nie. As die Here nou vir jou sê, kom ons chat 'n bietjie bol, kom ons kuier 'n bietjie, dan sê ek gaan nie sê, "Jesus Here, weet jy wat, ek het nou letterlik, ek het oor 5 minute moet ek gaan eet." So ek het nie nou tyd nie. Here sê kuier nou met my. Jy het 5 minute. 'n Dag is soos 'n jaar vir Here en 'n jaar is soos 'n dag vir Here. So dit gaan nie oor die tyd nie. Dit gaan oor jou hart wat jy in dit insit. Maak dit sin? Nina? Good. Nog 'n vraag? Vyf. Ek gaan julle vra. Smitty, is jy sharp? Wat is dit? Het jy so gemaak dan is dit sharp? Hoe doen jy dit? Oh. Wow. Is dit AI? Cool. Nog 'n vraag. Het iemand 'n vraag? Arne, van waar is jy? Ja, sien. Hy is van stille nag af, lyk dit my. Hy vat sommer sy gesig weg. Hy sê, "No, ek gaan nie met die ou praat nie." Oom, ek is van Mossel Bay, selfs Abby. Ag, shame. Is al die Gautengers nou weg? Sê geweer, oom? Is al die Gautengers nou weg? Ja, almal is baie stil hier so, oom. Sorry man. Dink jy dis goeie balans om net een keer 'n jaar so baie mense daar by julle te hê? Wat maak dit, né? Dis dan ons 'n goeie voorbeeld. Wat maak dit so een keer of 2 maande, wat is dit nou? 'n Maand en 'n jaar is daar 8000 mense daaronder. 80.000 dalk. Wat doen julle vir 'n maand lank in Mosselbaai? Die maand. Kom. Wat doen julle? Gaan see toe, kuier, lekker, braai, doen lekker goeders. Wat doen julle anders nou as in die jaar? Smit, jy gaan nou ek sien Smit wil ook antwoord. In die jaar. Smit, jy gaan nou ek sien Smit wil ook antwoord. Al eerstens, eintlik Desember skryp ons weg. So ons gaan nie strand toe of enige plek toe nie. Ons bly weg van die Gautengers af. So nou gaan ons strand toe en ons gaan uit ons hokke uit. So is julle bang vir die Gautengers? In Februarie, wat doen julle besighede? Want ek sien, daar's so 'n ou KK e-bikes, ou Brendan dink ek. Ek sien hy het nou elke liewe dag kom maar ouens, hulle koop bikes en hulle ry met sy fietsies. Wat doen die besighede na hierdie? Sorry, my TV het afgegaan. Jy's met iets antwoord jy's nou so 'n besigheidsman. Wel, ek dink hulle rus. Ek dink hulle rus nou in die tyd en hulle sak hulle pryse. Okay. So hulle stoot hulle pryse op in die tyd en dan na die tyd dan kan al die ander mense weer iets koop. Ja. Abby, dink jy dis 'n goeie, dis goed om dink wat sou vir jou beter wees? Dink jy dit sal beter wees om reg deur die jaar te kry of op sulke shots ewe skielik? Ek dink dis maar 'n moeilike situasie. My familie, ons kruip ook weg, soos we don't want anything to do with you guys, no offense. Maar ek dink die manier, soos the structure that it is now, I think I don't know, it just works. Dit werk net. So om nou weg te kruip en dan as jy huis toe gaan, dan kom ons weer uit. Ek dink dit werk net. Dis maar die beste. Okay, en dan so met ander woorde, julle moet beplan, is dit nie? So julle moet weet, soos van die 5de Januarie of Desember, van die 5de Desember, of van Desember af, hoorie, kom ons maak seker, ons het genoeg kos in die huis, ons sluit ons deure, ons maak seker die honde kos het genoeg kos, en ons het extra honde, dat die mense nie inkom nie, so julle prep vir al die, korrek? Ja, ek stem heeltemal saam met daai. Ons het letterlik nou die dag my ouma het vir my gesê,
okay, ons het soveel blikkies vir daai, okay, en ons het hierdie in die yskas en ons het daai, so ja, ons is definitief reg beplan en ja, prepared. Okay, want jy weet iets is op pad, okay? So jy anticipate vir iets. As mens boer in die winter en die stiltye, prepare jy vir wat? Jy prepare vir die somer wat op pad is. Jy weet nie wat sy seisoen gaan kom nie, maar jy prepare alles in jou vermoë vir dit wat op pad is. En dit is wat ons geloof doen. Jy gaan tye in jou lewe hê wat dit soos winter is, dat dit nie lekker is nie, niks gaan inkom nie, maar wat doen jy? Jy berei voor vir dit. Want as die Here nie hierdie jaar opdaag nie, sal dit die eerste keer wees. Alright? Jy berei vir nou voor. As dit 'n droë seisoen is, moenie ophou uitgee nie. Verlede jaar was oral 'n tawwe tyd vir almal. Ek het verlede jaar 5 keer die hoeveelheid geld gegee as wat ek gewoonlik gee. Ons kan nie ophou net omdat die seisoen ophou nie. As ons gaan ophou, gaan ons grond verloor. En iemand anders gaan daai grond vat en dit oorneem en hulle gaan die oes kry daarvoor. Maar as iemand anders dit nie gaan plant in sy grond nie, of die plek waar hy is nie, en jy het die geleentheid om meer te gee, gaan jy die opbrengs kry vir dit. Alright. Good. Dankie julle. Ek sien regtig uit vir die jaar wat op pad is met julle. Ons is regtig, ons is super opgewonde vir die jaar. Daar's regtig 'n paar lekker dinge wat op pad is. Ons gaan nog probeer om, en dis 99% dat ons nog steeds daar by 16 Julie, maar ek dink is Julie of Junie, daar by auditorium gaan wees, of by, kom ons sê die Mosselbaai gaan wees, en enetjie, ons gaan ook enetjie iewers anders hou. Ons besluit of waar. Maar ons wil graag om hartslaat met die jeug en so bietjie anders wees. Alright. Dan by julle skole, vir die wat waar so by skole, ek weet ons Maurits, ons het nou dag gepraat met jou jou juffrou, wat is haar naam? Of nie jou juffrou, jou CSV leier of julle Koppelaans van Montana, ons gaan Montana toe. Wat is kinders er nog? Abby, wat is skool? Wat doen jy? Waar is jy? So, acting homeschooling because I do an international curriculum. Yeah. Okay, Arne, jy? Ek is ook homeschool oom. Ek doen die American High School diploma. Kan jy Engels praat? Bietjie oom. Nie baie nie. Nie eintlik nie. Nina, wat skool is jy? Ek is in Pongola Akademie. Pongola? Koos het ons nog geen one-hour daar gehou nie. Weet nie. Nee, Nina, jy moet daai reël, jy moet daai aan die gang kry. Kom. Daai kinders korrigeer. Kyk jy in sy is van so wat 'n ander plek. Eintlik Mosselbaai. Ethan, welkom. Marlies is nie in skool nie. Wie is nog op skool hierso? Niemand. Angie, jy's op skool. Wat is skool is jy? Nie op skool nie. Jy is klaar met skool. Ek het ook skool gelos op 'n tyd. Dit is boring geweest. Cool. Maar as jy weet waar ons toe kan kom, ons wil graag kom na julle skool toe. Die jeugspan, hulle ek dink hulle het nog 3 ure available hierdie jaar, so ons moet seker maak ons het daai 3 ure gevat. Ek dink hulle sou geslaap het in daai tyd, maar dis slaap, tannie Elbie het altyd gesê slaap wanneer jy dood gaan. So ja, cool. Oom Johan van Engeland, wil jy iets sê? Oom Johan van Engeland is te ver. Isak, sorry, my foon gesoek het. Hoor jy nie, dit was 'n lekker boodskap, Werner. Ek dink dit is 'n baie goeie boodskap vir die begin van die jaar, daai balans tussen gees en woord. Ek het dit baie geniet en ja, ek sien uit na alles wat julle gaan doen hierdie jaar en vertrou saam met almal laat dit 'n awesome jaar gaan wees in Suid-Afrika en in Engeland, alles vir die Here gaan doen. Ja, maar Suid-Afrika gaan net beter wees, neem ek aan, want ons is die World Cup. Ja, plus die taal is mooier daarso, so jy kan maar net die Here se liefde net beter ervaar in Afrikaans, dis maar hoe dit is. Jy kan, maar ons gaan seker Engels praat in die hemel, want dit is Engels, soos Engels stuff. Ja, sal maar nog sien.
Hoopelik. Ja, Tannie Chanel en Isak, voor ons gaan, wil julle iets sê? Hulle is nie in Engeland nie, hulle is in Mossel Bay. Hulle is ook nou besig om uit hulle gat uit te kom. Hulle bad vir Hulle Reinhard. hulle bad vir Reinhard. Ja, sy. Okay, en Okay, goeie, sorry, it took a while. Is ons daar? Daar is ons. Hallo, hallo! Hola. Is dit? Wat jy wil my sê? Nee, dis dit. Wow. Liewe hemel, ons gaan oes hier. Yes. Ek gaan nou buitekant doen met sakkies dat ons daai manna kan vang. Net so. Cool. Stian, is jy op? Wil jy iets sê voor ons gaan jy dit 2 minute? Alles in pot. Môre. Môre. En dis dit. Ja, dis wat ek wil sê. Ons het baie dinamiese leiers hier op X3. Ons streef regtig vooruit na ja, staf toe. Smit, hoe doen jy dit? Hoe kry jy dit reg? Kry vir jou 'n MacBook. Hy maak so. Ja, Van nou af, kyk hoe hy kan so maak en dan hy maak dit op elke kop so, ja. Dis hy. yes, dan ek gaan môre een koop. Môre. Nee man. Okay, cool. Ja, jeugdspan, ek sien julle oormôre. Hou ons dop. So ons het nou geoefen vir die jaar met challenges en sulke goed. So ons het nou uitgefigure wat is harder as ander goed, so nou rower as ander goed. En as julle dalk idees het soos julle weet mos daai deurskynende pyp met soos 'n spinnekop in wat hulle so spuit. Ek is besig om so 'n bou met helmets. Dan gaan hulle helmets op hulle koppe hê en dan gaan die pyp so hier voor hulle wees en dan moet hulle so spuit tussen mekaar. Ja, dit gaan dit gaan fantasties wees vir my. Ek weet nie wat gaan daai leer nie. Ja. Dis dit. Cool. Kom ek sluit vir ons af en dan ja, dankie. As julle onthou as julle wil kringleier wil word om te help by die hubs, laat weet vir Reneshke en wil legacy, laat weet vir Reneshke asseblief. Cool. Kom ons sluit ons oor. Here, dankie dankie Vader dat U altyd met ons is en betrokke is, Vader. Here, dankie dat U vooruit gaan. Here, dankie dat U reën op die regte tyd stuur, Vader, en Here, dankie dat U ook vir ons kos gee. Dankie Vader dat die woord sal ingaan, Vader, en deel word van ons, Vader, en Here, dankie dat dit dan van self af vir oes sal lewer, Vader. Daar gaan niks moeite uit ons uit wees, so dit nie, Vader, dit gebeur van self. Here, ek bless vir elkeen van die kinders hier voor my, Here, dat jy alle sal vooruit gaan, Heilige Gees gaan, engele gaan vooruit en wees met hulle. Dankie Vader dat jy daar baie van hulle regheid maak en gelyk maak. Dankie Vader waar daar obstacles is, sal weggaan en ek seën hulle met elke liewe behoefte wat hulle het in hulle hart, Vader. En Here, ek bless hulle in naam van Jesus met hulle begeertes wat ook op hulle hart is, Vader. Dankie Here dat U die deel wat ons toekom, dat hulle dit sal geniet in naam van Jesus. Amen. Cool julle, lekker aand. Sien julle amper, bye.